Is wonderlik om saam met u te wees. So bly vir almal wat hier is en ook dan vir die media mense dat ons 'n boodskap vir hulle kan gee. Betty, terwyl jy daai ander liedjie sing, toe verlang ek so na Gasha, daar in die Kaap, toe ons daar by daai kleerlinge was, wat so lekker sing. Ons het 4:00 die middag begin en 10:00 die aand maak ons klaar. Toe het ons eers gaan eet. Maar ja, dis nou jare terug, is oor die 30 jaar terug, né? Toe jy nou so sing, toe dink ek sal hulle dit nie geniet nie. Ek is baie bly dat ek voorreg het om die woord te bedien. Jy weet, dit is toe Chris my nou vra vir die woord, dan begin ek met die Here praat. Ek wil altyd vars brood bring. Vars brood. Ek het altyd geglo in die gemeente, my vrou wil ek hê sy moet oor en oor dieselfde boodskap hoor nie. Dit moet 'n vars brood. My ma het altyd gesê as hy die brood gebak het, hulle het nie daai jare brood gekoop nie. As dit dan die brood gebak en dan sê sy, jy moet nie die warm brood eet nie want jou maag gaan seer word. Met die idee, hulle wil nie jy moet gou die brood opeet nie. En dit is wat so wonderlik om dan ook so die naam van die Here groot te maak. My tema is hemelse kwalifikasies. Ja, ek het die Here geraadpleeg soos ek gesê het en ek het hierso Petrus 1 Petrus 2 vers 9 wil ek net sê, ons, wat hier sit, is 'n koninklike priesterdom. Ek is nie 'n eindtydprediker nie. Ek is 'n ewigheidsprediker. Daar is verskil tussen die eindtyd en die ewigheid. Baie wil oor die eindtyd. Vir my is dit belangrik die ewigheid. Toe die Here Jesus gekom het, gebore is 2000 jaar terug. Toe is hy gebore dat ek en u gered kan word. Hy's gebore soos wat vermoere hier is vir die genesing, Charmaine, dat 'n mens genesing kan kry. Maar dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan verby. Dit gaan vir ewig verby. Maar die ewigheid om eendag by hom te wees, dis belangrik. Dis waarvoor ons lewe. En die Here Jesus leef daarvoor. God die Vader leef daarvoor. Die Heilige Gees leef daarvoor. Ek sien hierdie liedere ook, wat gesing word vanoggend, dit gaan oor die ewigheid. Jesus se koms is oor die ewigheid. Dis wat daar gaan wees. En dis belangrik. Ek wil nie vandag vir die sonnaar spreek nie. Ek wil nou vir 'n boodskap vir u bring wat die Here vir my gesê het. U sal dalk nie saam met my wil stem nie. 99% sal dalk nie wil saamstem nie. Maar as ek klaar is, en ek kom eendag en ek swoor die troon van die Here, dan sê die Here, omdat jy daai dag, die 16 Augustus, het ek met jou gepraat deur die woord, en ons moet kan hemel maak. Ek wil nie oor sonde praat, ek wil net oor sekere dinge praat. Nou, dis wat vir ons wag, moet ons kwalifiseer vir die hemel. Onthou, oral moet jy kwalifiseer. Dit gaan nie oor jou hoe wonder jy God dien en al jou mooi dinge nie. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Stem jy saam? Ons skriflesing is dan Galasiërs 2 vers 20. Sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Jy's eintlik dood en jy leef nie meer nie. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat jou liefgehad het. Ons moet, jy weet, mense verstand wil nie daarby kom nie. Maar laat die God in die hemel sy Seun gestuur het, laat ons gered moet word om 'n koninklike priesterdom te wees. Dis wat so wonderlik is. Ons moet sê, hey, kom ons word wakker. Deborah sê ook, Deborah jong, word 'n bietjie wakker. En u moet ook vir jouself sê, word 'n bietjie wakker, want hy, die Vader, het Jesus gestuur, die Seun van God, sodat ons die ewige lewe kan kry, 'n koninklike priesterdom. Ons gaan nie net daar sit nie, jy gaan konings wees. Dis hoekom ek sê, ek is 'n ewigheidskoning, prediker, ook 'n koning. Amen. Ek is met Christus gekruisig deur wedergeboorte. Ek breek hom net 'n bietjie op.
en ek leef nie meer nie. Met ander woorde, ek hoop so. Ek hoop vir myself ook so. Ek is eintlik dood. Ek sal nie sê altyd nie, né? Partykeer skop 'n ou nog hier binne. Ek weet nie of u ook so gevoel het nie. As die taxi voor ou ry of iets gebeur, jy weet, dan kom jy agter en Here, ek moet selfmoord pleeg. Ek pleeg selfmoord nie van geestelike selfmoord hoor. Ek bedoel nie die ander, die geestelike selfmoord. Here, help dat ek net kan doodgaan, laat Christus in my kan lewe. Hy sê, wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het homself vir my, vir jou oorgegee. Kom ons, as ons nou net hier moet ophou preek en u moet getuienis gee hierso. Ons gaan nie huis toe nie. Ek wil praat oor 'n fabel en dit is goue balle. 'n Koning het gesê, as jy hardloop en die prinses in die hande kan kry, dan kry jy die prinses en jy kry die koninkryk as ek gesterwe het. Nou 2 manne het begin hardloop. Eerste een hardloop. Maar die prinses is slim. Sy het 'n goue bal. En as die ou naby haar kom, dan los hy die bal. Nou wat doen daai ou? Hy jag die bal. Hy jag die bal en hy kry die bal, maar sy het gewen. So ook die tweede een. Hardloop. En sy los die goue bal. En hy verloor. Maar die derde een, die derde man, het nie die goue bal in die oog nie. Hy het die prinses in die oog. En hy hardloop, en sy los die eerste bal. Maar hy los daai bal. Los die tweede bal, hy los die bal. En toe sy sien, toe hardloop hy verby. En hy kry nie net die prinses nie, maar hy kry ook die koningskap. En die bal. Ja, hy het die bal ook, hy het alles. Hierdie man, wie sy oë op die prinses was, en nie op die goue bal nie, hy het die prinses en die koninkryk gekry. Wat het jy in die oog? Wat het jy, media, almal in die oog? Dis belangrik. Jou eie opinie, dis 'n lelike ding. 'n Eie opinie. Jy ken nie ook sulke goed. Eie opinie van daai ou, van die een, van daai storie, jy het eie opinies. Of Christus wat jy kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. My oog is nie op die goue bal gefestig nie, maar my oog is op Christus gefestig. Dis wat wonderlik is. Nie op Satan wat goue balle gedurig na ons kant toe gooi, om my aandag van Jesus af te kry. Dis die probleem. Dit is politiek, dis die ding, dis daai ding, wat ek gaan jouself nou moet sien hier deur die preek. Daar's goue balle wat 'n mens vang. Dinge wat jou vang, finansies, die regering. Dis goue balle daai broer en suster. Maar wanneer ons oë op Jesus is, dan sien ons die wonderlikheid. Hierdie boodskap kan jou siening verander dat jy 'n beter opstanding kan kry, hoor jy? 'n Beter opstanding. Mens kry 'n beter opstanding. Kan kry soos in Hebreërs 11 vers 35. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Dis vroue. Hulle het dit geweier. Daar's vir hulle gesê, as julle hierdie kos kry, ek gaan vir julle kos gee, al daai wonderlike dinge. Toe sê hulle, nee, maak ons dood, want ons wil 'n beter opstanding kry. Broer en suster, ek wil net sê, jy kan maar gaan kyk daar in Openbaring 20 vers 4, een gedeelte, en die wat die dier nie aanbid het nie. Hoor nou mooi. En die merk nie ontvang het nie. Hulle het geleef. Kyk, dis nie 'n klompie wat daar agter gesit is, niks werd ouens nie. Hulle het geleef en saam met Christus 1000 jaar regeer. Dis ons so wonderlik. Hulle het op die aarde regeer. Hulle het 'n beter opstanding. Verstaan nie? Jy kan vanmôre jy hoef nie jou lewe nou vanmôre te gee nie, maar om te verander kan jy 'n beter opstanding kry. Hierdie vrou het hulle lewe gegee en ek dink net hoe wonderlik gaan dit wees. Daar is twee dinge wat met jou kan gebeur
as jy jou eie kop wil volg. Kom ons neem Dawid as voorbeeld. Dawid het die ark van God by Abinadab gaan haal, 2 Samuel 6 vers 3. Dawid wil die ark na Jerusalem toe neem, goed bedoel dat die ark daar kan gestaan. Maar Dawid het nou 'n slim plan. Hy het iets wonderliks. Dawid gesorg dat die ark op 'n nuwe wa kom. Beplanning. Alles, 'n mens moet beplan. Maar kom ons kyk of sy beplanning werk. Dawid alles mooi beplan en toe die osse struikel, is Usa daar, goed bedoel. Hy steek sy hande na die ark uit en hy slaan dood neer. Daar skrik die hele lot hulle boeglam. Skielik slaan hy dood neer, almal kyk en hulle is verbaas en Dawid het begin die Here raadpleeg. 2 Samuel 6 vers 12 tot 14. Dawid het toe die Lewiete gekry en hulle het die ark gedra soos Moses gesê het om te doen. Dis God se bevel gewees. Het jy dit? Toe is die volk bly en Dawid het voor die ark van God gekoordans. Toe hy het so kwaai gedans. Jy weet die mense is altyd teen danse en alles. Ek praat nou van die geestesdans. Laat sy kleed van hom afgeval het. Ek hoop hy het onderklere aangehad. Wat leer Dawid ons uit die les? Maak soos die Here sê. Dan sal jou hele lewe en ook jou ewige lewe vir jou voorspoedig wees. Dis belangrik. Die eindtyd, die ander kant, vir ewig. Jy kan verlore gaan en jou roeping mis wat die Here vir jou beplan het. Byvoorbeeld skryf Paulus in 2 Timoteus 4 vers 10. Hy sê dat Demas het hom verlaat en hy teenwoordige wêreld lief gekry. Demas was een van die ywerige pastore en tog het Satan vir Demas op 'n verkeerde spoor geplaas. Demas se oë was op die goue balle. Het jy dit? Sy oë was op die goue balle gewees wat Satan hom gewys het en nie op die Here nie. Ons moet onthou, die duiwel het 'n kompetisie. Hy weet hy gaan hy's verlore. Hy weet hy gaan nie gered word nie. Hy weet hy gaan hel toe, maar hy wil jou saamsleep. Jy moet nugter wees, jy moet waaksaam wees, jy moet jou opinies kyk, jy moet alles dophou, laat die Satan jou nie saamneem nie. Byvoorbeeld, Job is in beheer van sy geestelike lewe, nie die Here nie. Ek ken nou Jobbie, né? Volgens al die mooi woorde wat die Here vir Satan sê, is Job 'n goeie lidmaat. Hy glad nie 'n slegte lidmaat nie. Hy's 'n wonderlike man. Die Here vertel Satan hoe wonderlike man eintlik is. Ons sou in die gemeente Job as sy medepastoor gemaak het. Ja, die medepastoor. So was sy lewe, die Here het getuig. Maar in die oë van die Here is Job met al sy kwalifikasie geskik vir die hemel nie. Alles, hy kan nie, want Job was met homself besig. Job het die Here mooi ingelig wat die Here op Job se instruksies moet doen. Hy het natuurlik gearriveer. Dan het hy vir die Here mooi vertel, luister, Job praat nou, jy moet nou luister. As hy dink sy kinders het gesondig na 'n partytjie, dan het Job geoffer vir sy kinders. Sy sonde gesê, Here, hier's Jobbie. Ek offer, ek weet hy mag seker nie eens gedoen nie, maar hy offer. Here, vergewe my kinders. Hy weet sy kinders is vergewe. Job het die houding gehad, hy is in beheer en die Here moet vir hom luister en maak soos wat Job is. Job is wat vir die Here sê. Job was 'n prosperity man. Hy gee instruksies vir die Here en die Here moet spring soos Job sê. Soos iemand eendag vir my gesê het, hy sê ons moet die wêreld onder geskik kry en dan kom die Here en hy in ons gaan hemel toe. Ek sê nee, prosperity. Jy sê nie vir die Here en gee nie vir die Here instruksie. Wanneer die basuin blaas wat ons net nou gehoor het, dan kom hy as hy basuin blaas, hy kom haal ons en hy verlos ons. Dis wat belangrik is. Mense word mos vandag geleer om die Here te vertel wat hulle verwag. Sê Here, spring. Die goue balle moet nie rykdom wat goue balle is in die oog kry nie, maar kry vir Jesus in die oog. Dis glad nie 'n fout om ryk te wees nie. Stem jy saam? Glad nie 'n fout. Die Here wil jou seën. Hy sal vir jou multimiljonair kan maak. Maar hy wil hê hy moet die eer kry. Dis wat wonderlik is. Jy sê ook dalk af met instruksies met jou geloofshouding dat die Here moet spring, want
jy is haastig met daai jou gebede, jy bid, Here dit en hoeveel keer bid die mense? Hoeveel keer is jou lys? Here dit, Here dat, maak so. Ja, ek wil nie sê, my skoonpa het vroeër jare gesê die ander woord, die Here is nie jou dit nie. Die Here sê jou dit nie. Julle laat ons spring. En broer en suster, ons moenie laat die Here spring nie, ons moet hom vra. En as hy vra, dan gebeur dit. Eer dan die Heilige Gees, ek sê altyd, prys die Vader, ek glo aan dit, dan met Jesus, omdat hy die hoofseun van ons almal is. Hy is mos die hoofseun. Stem jy saam? Hy is die hoofseun. Ek moet vir hom luister. En die Heilige Gees, omdat hy in ons woon. Baie maal sal ek vir die Here niks vra nie. Ek prys die Vader, ek prys die Seun, ek loof die Heilige Gees, dan sê ek vir myself, ek het 'n lang lysie sit om een kant. En dan voel hy bly, ek gee hom die eer. Dis wat belangrik. Dan kry hy die eer. Vat maar jou lysie so nou en dan. Hy weet wat op daai lysie is, broer en suster. Maar weet jy, as jy hom prys, dan voel hy so lekker. Dan kyk hy so vir Jesus. Dan sê hy, my Jana, is dit nie lekker nie. Dan kyk die Heilige Gees, sê, kyk hoe loofvol ons. Dis wat moet gebeur. Loof hom, want ons gaan vir ewig in die nuwe Jerusalem, gaan ons hom loof. Want Abraham sê hy verwag 'n stad wat God die boumeester self is. En in daardie stad gaan ons die Vader loof, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan die wonder sien en ons gaan vir hom sê baie dankie dat hy vir ons gesterwe het. Job was ook baie hoogmoedig, by een plek sê hy, hoor hom. En nou lag hulle wat jonger is as ek my uit. Mense wie se vader ek te min geag het om by my herdershonde te sit. Joppie, kyk hoe groot is hy. Verstaan hoe by die Here daai man afkraak. Al daai dinge wat gebeur. Op die einde het Job gesê, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, toe die Here sulke mooi dingetjies praat. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Job 42 vers 5. En Job het waarlik tot bekering gekom. Dis belangrik. Kom ons kyk 'n bietjie by Paulus. Paulus wat die gemeentes vervolg het, was 14 jaar in Tarsus, na sy bekering om te hoor wat die Here van hom verwag. Daar's baie goed wat hy moes gesit en uitwerk het, toe die Here met hom besig geraak. En baie goedjies, jy weet, mense het goed, ek het hoeveel dinge in my lewe, wat die Here met my praat, wat ek my eie opinie het, soos wat Paulus dit sou gehad het. Maar nou moet hy verander. Hy moet omskep word, want die Here wil hom gebruik. Ek wil sê, die Here wil jou ook nog gebruik. Onthou dit. Jy is nie net sommer hier dit nie. Jy's iets wonderliks. Sy roeping was onder die heidene, hoor nou, en die Here het hom geskool dat die heidene nie onder die wet val nie, maar onder die genade. Vandag kry jy mense wat voel, hulle doen dit. Ek praat eers goed met iemand. As hulle Paulus se goed lees, wat onder die heidene is, as keer hulle uit die Bybel uit, sê Paulus is nie van God nie. Verstaan u waar jy die mense is? Hulle het daaraan gesê, Christus is ook nie, omdat hy gekom het vir almal. Christus stel ook, ek skeer hulle uit. Hulle is later besig om met bokke te offer. Christus is uit. Dit is die gevaar. Hy het 'n hart, ja, Paulus was nie hardkoppig toe die Here hom wil verander nie. Hy het 'n mooi gesindheid gehad. Hy het tot bekering gekom, dis die ding. Daar is 'n verskil tussen ware bekering, wat jy weergeboorte kry, heeltemal tussen 'n ou wat net tot bekering kom om 'n goeie lewe te lewe. Dis 'n verskil. Hy het 'n hart gehad wat geluister het, en dit was Paulus, dit was vir hom voordelig, en hy, die goue balle, het nie van hom, hy het nie aandag gegee aan die goue bal nie. Van die begin was Paulus se oog op Christus, en nie op die goue balle nie, wat wonderlik is. Kom ons kuier by Petrus bietjie. Petrus, ek glo, u ken al hierdie wonderlike dinge. Petrus het nou in 'n gesig verskillende diere gesien. Die Here sê vir Petrus om die onrein diere te eet, maar Petrus sê, nee, daar is nie 'n plan nie. Hy sê, ek eet nie, jy weet, ek doen nie sulke dinge. Kyk net hoe ingerig is hy. Hy het wette, het hy geonderhou. Hier het die Here met hom gepraat oor heidene, dat hulle nie moet onrein geag word nie. Nou ja, Petrus was nie lus vir dit nie. Petrus hoor van Cornelius, 'n owerste.
wat 'n heiden is. Wat Petrus soek om hom meer van Jesus te vertel. Nou staan hulle daar buite, kyk hoe werk die Here. Die Here verskyn daar aan Kornelius. Hy sê, stuur daar na Joppe, gaan kry vir Petrus dat hy vir julle kom preek. En hy, onthou die manne ken niks nie. En hier kom Petrus, hy wil ook niks weet nie, want hy het net een doel voor, die Here het nie vir die heidene gekom nie, die Here het vir die 12 stamme van Israel gekom. Nou ja, toe Petrus saamgestap, ek dink Petrus het glad nie goed met hierdie heidense mense gevoel nie. Jy weet, hy was snaakse gevoel hier saam met hierdie heidene. Snaakse ding. Snaaks, maar hy het geloop. Toe Petrus Kornelius en almal kry, verduidelik Petrus van Jesus se kruisiging en opstanding. Kyk nou net, waar gaan die evangelie? Kyk na u toe. U moet die evangelie versprei. U moet praat. U is die belangste. U is 'n koningskind. Die Here het vir ons, vir my en vir u 'n pad gemaak om in die hemel te kom, maar hy wil ons gebruik om hemel te maak. Stem jy saam? En skielik praat hulle tale, Petrus spreek tog so lekker, en hulle is heel verbaas oor hierdie manne wat tale praat. En nou, lyk my, ou Petrus het dit eers geglo, ou kom tot bekering, dan doop jy ou, en dan praat hy tale, maar hierdie ding somme heeltemal anders ongewerk. Hier praat die ou skielik tale, en Petrus sê, kom ons doop hierdie mense. Ander woorde, Petrus was gehoorsaam aan die Here se stem, en hulle kon Kornelius doop. Onthou nou is Kornelius tot bekering. Hoeveel werk het hierdie Kornelius en die ander nie gedoen nie? God se werk het uitgebrei. U moet jouself sien, hoe brei dit uit? Hoe brei u boodskappe uit vir ander? Hoe brei u boodskappe vir ander nasies uit? Satan het die engele begin beïnvloed. Kyk nou wat gebeur hier. Stadig maar seker dat hy 'n derde engele onder sy beheer gekry. Jy moet onthou, hy sien sommer so met die Here nie. Die engele het die almag van die Here gesien en geken. Hulle weet. Daai derde van hulle. Hulle het dit beleef en die grootheid van die Here gesien. Hulle het sy heiligheid gesien en beleef. Hulle het God se krag aanskou. Tog het Satan se invloed hulle betower, en Satan het seker baie beloftes vir hulle gegee en wat hulle van hom sou ontvang. Die engele het die goue balle in die oog gehou en nie vir ons Vader nie. Hierdie engele wat eers God gedien en gevrees het, luister nou, het nou deur Satan 'n rebellie gegaan en wou God ontroon. Kan julle dit glo? Ek praat van die mag van Satan. Moenie dink ons sit hierso, Demas 'n pastoor, Demas wat wonders en tekens gedoen het. Kom, kyk daar die goue balle wat die duiwel vir hom gee, en hy verdwyn uit die nuutheid. Hierdie is uit die hemel, engele is uit die hemel gegooi, omdat hulle geluister het vir Satan. Ek kan nie, as mens hierdie dinge so kyk, kan jy nie glo, dat Satan, terwyl hierdie engele God aanbid het. Onthou, hulle het hom aanbid. Hulle het hom geëer. Nou moet julle weet hoe benoud is daai ouens, né? Hulle is benoud, hulle weet, hulle gaan vir ewig in die hel wees. En hulle het nie 'n hoopie, daarom wil hulle ons saamtrek. Nou, pas op van Satan se invloed, laat niemand jou beïnvloed nie. Beïnvloeding, mens praat baie keer by die vure, die ou praat dalk goed, hy praat wonderlik, al daai klas van dinge, jy moet baie versigtig wees. Die Here se wil is dat Jona, dit gaan oor Jona hier, na Nineve toe moet gaan, en vir 'n preek dat hulle tot bekering kom. Kyk die hart vir die Here. Daai klomp Nineve is klomp heidene, maar God wil hulle moet tot bekering kom. Jona vat die goue balle van Satan en hy wil nie gaan preek. Hy sê vergeet dit. Jona, hy voel visie Here. Ek is geleer. Kyk nou, die Here is die baas, né? En hy sê nee. Hy wil dit nie doen nie. Jona beland deur sy rasseverhouding in die maag van 'n vis. Dink 'n bietjie hoe dit daar binne gelyk en geruik. Dat die Here hom as lewe gehou het, is wonderlik. Toe sê die Here, jy sal lewe, ou maat, maar jy sal die stank geniet. Ek sal jou reg sien, die klomp seegras is hier om hom, en ander goeters, ek weet nie wat al sien, maar dit stink. Daar's nog suur ook daar binne in die maag. Nou moet jy weet hoe suur is daai arme Jona, maar die Here wil hom gebruik.
Satan is nog steeds besig met Jona, met die goue balle, dat hy nie moet gaan preek nie, dat Nineve tot bekering moet kom nie in. Hy gaan naderhand en hy moet nou begin gesels, hy moet begin preek, en tog sit hy daar, en hy kyk so, nadat hy gesê het, julle moet tot bekering kom, en die koning van Nineve kom, en hulle begin die Here te dien, hulle soek hom, en nou Jona sit daar, hy kyk wanneer gaan die Here hulle tref, en hy kry 'n warm son, en die Here, kyk nou die godheid, kyk hoe vinnig werk die godheid, jy moet die godheid raak sien, en skielik kom daar 'n boom te voorskyn, en hy sê oor hierdie ou bleskop seker van ou Jona, en nou Jona dink dis wonderlik, en die Here sê vir 'n worm, by daardie boom, daar gaan hy af, dus ou Jona weer vies, jy sien, hy wou sy ding gehad het. Wat kan u gebruik, wat van u gebruik Satan jou ook om teen God te werk? Kom ons kyk, ons kyk hier by Gerard Burger in Zimbabwe. Ek en my vrou het soontoe gegaan, ons het daar die kinder EE3 gaan gee, en ons is daar besig, en ou Gerard is so, hy het nou tot bekering gekom, maar hy is nog 'n bietjie wild, jy kan sien, die Here is nog besig om met hom te werk, hy het so hier en daar nog so 'n woordjie of so, maar die Here is besig met hom, en ons gee daai opleiding, en daai swartes kom 15 kilometers loop hulle om opleiding te kry. Nou, dit gebeur toe dat hy eendag vir ons kom kuier, sekere maand daarna, het hy kom praat, en hy sê vir my, hy wil net hierdie getuienis van ons gee. Ek sê vir hom, nee, is reg, en hy vertel, hoe die Here hierdie mense verander het. Kinder EE3. Hy sê, hulle het eers voorvader aanbidding gehad, hulle het Christus ook gehad. Hy sê, en op die oomblik, toe, ons het sy vrou opgelei vir Trudy, en sy gee die kinder EE3, toe kom daai swartes tot bekering. En hulle stuur vir ons getuigskrifte 'n maand daarna. Hulle sê, dankie vir die Here, dankie vir julle. Nou het ons die Here ontmoet, nou het ons die Here gekry. Hy sê vir my, dis die beste opleiding wat hulle gekry het. Hy sê, hulle is klaar met die voorvader aanbidding. Dis wat die Here doen, klaar met die voorvader aanbidding. Ek wil sê, ek kyk sy lewe, hy getuig vir my, hy sê, Gerard en Trudy se vrou is besig met die swart pastore te onderhou, in die tyd wat Zimbabwe onder die sanksies was. Gerard het die pastore gehelp uit Suid-Afrika om te oorleef. Hy vertel vir my sy geskiedenis, jy moet nou hoor, van die verlede, wat hom beïnvloed het. Dit het gemaak dat hy die swarters gehaat het met 'n passie. Hy het hulle verskillende name toegevoeg en afgekraak. Hy het ook geglo, die Here het hulle nie gemaak nie. Hy het geglo, hulle is diere, en hy het skrif gebruik om dit te bevestig. Hy's niks goed gesien in hulle nie. Iemand dooi hom, luister, na die X3 kamp. Na X3, ons weet van dit. Die manne deel met groep manne oor bekering, hulle verkondig Christus, en dat jou hart aan die Here moet gee, daar het Gerard tot ware bekering gekom. Daar word ook baie ding gepraat, maar wat vir Gerard uitstaan, is die Here het hom vergewe, omdat hy al die nasies nou vergewe. Hy het nie meer die hart nie. Hy bely sy hart uit, ou Gerard, ek onthou hom nog so goed, hy is oorlede nou al. Hy bely sy hart en kry volkome verlossing. Gerard het van daar af nie die goue balle van Satan meer nagejaag nie. Hy het gesê, my oë is gefestig op Christus, nie op my opinies nie, nie op my sienswyse. Onthou, ek het die Here gevra vir 'n boodskap, en hy het gesê, ek moet dit bring. Luister verder. Verder gebruik die Here vir Gerard net na sy bekering. Hy en sy vrou Trudy is reguit Zimbabwe toe, en het onder die swart mense begin werk. Dis bekering. 'n Mens kan baie goed, jy weet, ek het ook mense gehad, ek het ook maar baie fase wat ek moes deurgegaan het om verlossing te kry. Dit het nie so gegaan nie. Ek moes my hard gewerk het, ek moes gestry het, al die klas van dinge. En die Here het my verlos. Ek wil sê, ek was 'n pastoor oor wit mense.
Ek wil vir u sê, daai sonde wat daai mense doen. Hulle het ook met hulle kinders gelol, die manne. Hulle het ook gesteel. Hulle het ook in die tronk beland. Daar is geen verskil tussen wit en swart nie. Glad nie. Ek het hulle gesien, ons het in die tronk vir hulle gaan kuier. Al daai klas van dinge. So, met ander woorde, ons moet nie oordeel nie. Ek sê nou vir u sê, dis mos 'n groot getuienis van nou Gerard. Dit noem ek ware wedergeboorte, waar die Heilige Gees oorgeneem het om vir die swart mense te sorg. Nou, op die einde van die dag met Gerard Burger, hy het so vir hulle gesorg dat Zimbabwe se regering het hom uit die land uit verban. Omdat hy vir hulle gesorg het, die swart mense. Hy is een skoot uit en toe hy wil inkom, toe sê hulle ons soek jou nie meer nie. Kyk wat se getuienis met hierdie man. Ek wil sê, dit is vir my wonderlik as ek dink hoe die Here werk, hoe hy my verander, hoe hy ander mense, hoe hy Gerard verander. Ek wil by afsluiting wil ek praat oor Thomas Dorsey. Ek weet nie of jy hom ken nie. Thomas Dorsey. Ek vra hom want hy weet baie goed van die mense af. 'n neger in Amerika. Hy is gebore in 1899 en is oorlede 1993. Hy het musiek gemaak en gesing. Hy was 'n evangelis. By een van sy veldtogte het iemand hom laat weet sy vrou is siek. By die huis aangekom is sy vrou alreeds oorlede. Hulle het nie selfone daai tyd gehad nie. Dit was vir hierdie godsman 'n harde slag gewees. Hy het ook net die volgende dag toe sy pasgebore kind ook oorlede. Dit was vir hom 'n groot slag. Ons sing 'n lied wat baie mooi is, wat deur hierdie neger Thomas Dorsey geskryf is. Precious Lord, take my hand, het hy geskryf. In hierdie verskriklike hartseer het hy geskryf. Precious Lord, take my hand. Hierdie lied is ter wille van sy vrou en kind geskrywe. Hy skryf ook die volgende: There will be peace in the valley. Die volgende ook Old Ship Zion. Ons is lief om hierdie liedere te sing wat hy geskryf het. Thomas Dorsey het in sy tyd 3000 liedere geskryf. 3000 liedere. Die wat in hulle geestelike lewe ander nasies haat en die goue balle nagerig, sal nie vandag saam met my stem dat Thomas 'n kind van God is nie. Maar jy kan verander. Ek meen, Precious Lord, hoeveel keer sing ons hom, hoeveel keer hoor ons hom? Jonah sou ook saam gestem het. Hy voel, hy is God se baas. So mens moet van die baaskap ontslaa raak en sê, Here, ek wil vanmôre wil ek my verneder en ek wil U die baas van my lewe maak. Ons het gehoor wat Betty gesing het. Hy moet in my hart die baas wees. Nee, ek nie. Ek moet nie die baas wees nie. As ek die ewige lewe wil kry, moet die Here my baas wees. Usa het goed bedoel om die ark te keer en hy het gesterwe. Hy is ook miskien beïnvloed om ander nasies te haat. Dit is so, wat gebeur om die vure? Pas op. Onthou, ons is konings, ons moet gaan regeer. Roep die Here jou vandag om soos Christus te word en die evangelie aan almal te verkondig. As jy die hemel wil misloop, ignoreer die boodskap. As jy hom wil misloop. Maar as jy die hemel nie wil misloop nie, sê Here, ek maak U in beheer van my hart. Job was hy in beheer, maar op die einde toe God beheer raak, toe raak dit wonderlik. U het gehoor van 'n beter opstanding. Die Here wil U gebruik soos hy Paulus, Petrus, Gerard Burger gebruik het. Die Here wil U vir ewig as 'n koning gaan aanstel, omdat U Satan se goue balle gaan los en vir die Here gaan werk. Dis belangrik. U gaan nou vir alle nasies die boodskap bring. Dink net hoe wonderlik gaan wees. Jy gaan nie meer haat nie. Jy sê, Here, ek gaan praat. Maak nie saak wat jy hoor nie. Sê, Here, my oë is op U gefestig, nie op die goue balle nie. U gaan nou vir alle nasies die boodskap bring en vertel dat Jesus red alle nasies. Kom ons bid saam. Ons sê baie dankie, Here Jesus. U is so lief vir U mense oor die media. U wil hê wonders en tekens moet plaasvind. U wil hê bekeringe moet plaasvind. U wil hê hierdie mense, U kan 'n engel gestuur het na Ninive, maar U wou vir Jonah gebruik het.
U wil nie engele vandag stuur nie. U wil hierdie koninklike priesterdom stuur. U wil hulle gebruik en ek bid dat hierdie woord in hulle sal groei en dat hulle van krag tot krag sal gaan. Ons vra dit net in Jesus naam. Amen.